Lig, kom asseblief saam met my. Daar is dae wat ons die wêreld kan oorwin, vir alles kan sien. God se lig en sy goedheid vir ons baie duidelik is. En dan is daar dae wat ons maar sukkel om, soos ons verlede week gesê het, musiek met ons eensnaar lewens te maak. Dis die tye wat ons dalk net so bietjie anders, bietjie dieper, verder moet kyk, as die nou en as van die selfsprekende. George Frederick Watts was bekend daarvoor om skilderye te skilder wat idees en onderwerpe en situasies van sy tyd uitgebeeld het. In 'n tyd toe mense desperaat op soek was na hoop, skilder hy dan ook 'n skildery met die titel Hope. Dit beeld 'n geblinddoekte vrou uit wat in 'n fetusposisie op 'n aardbol sit. In haar hand hou sy 'n lier vas met net een snaar. Haar kop is afgebuig in 'n poging om musiek uit die een snaar in haar lewe te hoor. Mense was ontsteld oor die depressiewe uitbeelding van hoop en het Watts daaroor uitgevra. Hy het geantwoord: "Julle kyk oppervlakkig na my skildery. Kyk 'n bietjie mooi. Kyk fyner. Sien die wegsteek spikkel van 'n enkele ster bo hierdie vrou in die fetusposisie se kop. Jou hoop is soms weggesteek onder nevels van die donker. Ons moet dit net soek." Hy het ook gesê, kyk dan verder. Sien jy hoe fokus sy op die een snaar? Hoe sy aanhou probeer om 'n musiek te maak uit net een snaar? Hoop is om, ondanks gebreekte snare, steeds te fokus op die een snaar van jou lewenslier. En toe sê hy, sien julle nie die lig wat van voor af op haar val nie? Dit is jy. Jy wat daarna kyk, kan die lig oor haar gooi. Hoop, lig, kan van jou, die kyker, die waarnemer afskyn. Hoop is lig wat aangegee word, lig wat van jou af oor 'n donker wêreld kan skyn. Dis 'n nuwe jaar, 'n jaar waarin jou hart soms vanself gaan sing in jubel. Maar daar gaan ook maar vervelige, niks opwindende gebeurtye wees. Ja, daar kan selfs tye wees wat die donker net te oorweldigend is om aan te hou glo en aan te hou hoop. Hou daarom nou en elke dag van die jaar vas aan die diep wete dat geen donker die lig in jou kan verdoof nie. Ja, selfs in die skemertye kan jy maar net dieper kyk. Iewers sal jy die flou vonke liggie van genade sien. Jy, een mens kan vanjaar ook met die manier hoe jy na die lewe kyk, hoe jy raak sien en hoe jy leef, 'n kern noodsaaklike lig verander wees. Kom ek moedig jou aan om vas te hou aan die lig. Kom ons bid. Here, in Eksodus 33 vers 14 en 15, toe U vir Moses op 'n nuwe tog gestuur het U hom gevra, moet ek self saam met jou gaan en vir jou vrede gee? En toe het Moses geantwoord, as U nie self saam gaan nie, moet ons asseblief nie van hier af laat wegtrek nie. Ewige lig, vandag bid ek, moet ons asseblief nie die jaar laat intrek, sonder dat U saam gaan nie. Amen.